Wat in jou hart woon, kan jou lewe regeer. Gee die regte stem kos. Dis tyd vir vroue met waagmoed. Kuier saam met my, Marina Meiburg, uit God se woord. Hallo kosbare vriende, welkom terug by Vroue met Waagmoed. Vandag, so op die heel laaste dag van die 3de kwartaal. Net so voordat ons afdraande begin aftel jaareinde toe, wil ek saam met jou kuier oor iets waaroor ek die laaste tyd nogals oor oplet en nadink. Die stem van binne. Het jy al daaroor gedink dat die stem wat in jou hart woon, jou lewe kan regeer? Dalk bly daar meer as een stem en sommige stemme is al krakerig van ouderdom, terwyl ander nog besig is om in te trek. 'n Afrika spreek wat ek toevallig raak gelees het oplettendheid vir stemme in my eie hart aangewakker en my ook 'n bietjie laat oplet oor wat by mense se monde uitkom, want dis mos wat dan binne in hulle hart is. En ek wil graag dit ook met jou deel vandag. Die Afrika spreek sê, wanneer daar geen vyand binne is nie, kan die vyande buite jou nie seermaak nie. Luister mooi, ek herhaal dit weer. Wanneer daar geen vyand binne is nie, kan die vyande buite jou nie seermaak nie. Kom ons dink vir 'n oomblik prakties hieroor. As jy al oorlogdramas gekyk het, sal jy weet hoe die vyand gewoonlik spioene naby aan die koning of die leier, en veral tussen die raadgewers plant. Soms die koning se leiwag selfs. Nog voordat 'n aksieplan volledig deurdink en uitgelê is, val die vyand dikwels aan, of lê en wag op 'n ander plek as wat verwag was. 'n Vyand binne gee aan die vyande buite die intelligensie en krag om seer te maak. So werk dit ook in ons eie lewe, nê? Die vyandstemme wat binne bly in jou hart, veroorsaak dat die vyande van buite se woorde en dade seermaak. Dalk onskuldige woorde en dade, maar die stemme van binne maak die onskuldige woorde en dade dodelike wapens wat ons toekoms ernstig kan beïnvloed, selfs vir ongeluk. Ons praat nou van negatiewe stemme, nê? En jy weet, ek het al so baie gesien, ons stry dikwels met die buitewêreld. Mense wat kritiek lewer, moeilike werksituasies, harde woorde uit die verlede, verliese wat ons gely het, wat in ons hart kom bly het as 'n stem van mislukking. En alle voorspoed en vooruitgang aborteer, omdat die stem van mislukking hard van binne af skreeu as ons iets aanpak. Dalk stemme uit vorige verhoudings, wat jou huidige verhoudings verwoes, ongeag die stemme en wat hulle oorsprong is. Die vyand binne is die een wat ons so gou moontlik moet stilmaak. Jy weet, hierdie is so 'n belangrike beginsel, dat die Bybel op verskeie plekke daaroor praat.
Spreuke 4 vers 23 sê, meer as enige iets wat bewaar word, meer as enige iets wat bewaar word, bewaar jou hart. Meer as enige iets wat bewaar word, bewaar jou hart. Want daaruit is die uittog van die lewe. In hedendaagse Afrikaans sê dit maar net eenvoudig, die rigting van jou lewe begin in jou hart. Ons kan sê die stemme in jou hart is die raadgewers wat jou lewe lei, jou besluite, jou gemoedstoestand. En selfs jou verhouding met God. Jou innerlike gedagtes en oortuigings vorm jou lewe. So vriende, as jy jou hart vul met vrese en negativiteit, oorheers vrees en negativiteit jou identiteit, jou besluite en ook jou trekrekord. Maar as jy dit vul met liefde, hoop, waarheid en geloof, kry jy 'n sterk, getroue stem wat selfs die geraas van die wêreld buite kan weerstaan. Sien dit so, dit is om 'n leiwag te hê langs jou sy, binne in jou hart, maar langs jou sy, wat so bewapen is, dat geen pyl niks jou tref nie. Want die stem van binne is die een waaruit jy funksioneer. Nou miskien wonder jy, hoe voed ek hierdie stem van binne, sodat dit sterker word as die geraas van buite? Nou hier is sommer net 4 kort rigtingwysers, en daar is nog baie, maar hierdie is al 'n begin. Lees en mediteer oor God se woord. God se woord voed die getroue stem van binne. So lees dit en dink daaroor, mediteer sê, dink intens daaroor. En dan die tweede een, bid elke dag. Gebed voed nie net die stem van binne nie, maar dit help jou om ook te fokus en gefokus te bly op God. Dan die derde een, kies jou gedagtes en geselskap, of dan dit wat jy in jou hart toelaat, watter boeke jy lees, watter mense jy jou mee omring, waarna jy kyk op TV of jou selfoon, of enige ander vorm van media. Jou hart absorbeer al daardie dinge. Dit wat jy insit, voed of die goeie getroue stem, of dit laat spioene in, wat met slinkse praatjies die goeie getroue stem stil maak. En dan die vierde een, neem tyd vir stilte. Stilte is jou vriend. Leer om gemaklik te raak met stilte. Net 'n tydjie deur die dag. Wees stil. Sluit jou af van alle geraas buite en van jou gedagtes en verantwoordelikhede. Sit jou selfoon ook sommer 'n bietjie af, of een kant. En doof net alle geraas om jou uit. Maak sommer jou oë ook toe as jy wil. Word stil. Stilte leer jou om die goeie getroue stem duideliker te hoor. So vriende, moenie dat die stemme van die verlede of die hede jou toekoms kelder nie. Dis dit nie werd nie.
Identifiseer hulle en gooi hulle uit. Ruim jou hart op, vergewe, spreek vry, besluit en bly daarby. Jy is nie dit of dat wat van jou gesê is nie. Maar laat God se woord en Heilige Gees jou lei om te ontdek wie en wat jy in Christus is. Voed die stem van Christus in jou lewe. Dit gaan jou hele lewe en jou toekoms verander. Tot volgende week. Totsiens.